Romeine hoofstuk 10, ons lees hier van die tweede gedeelte af, die opskrifie daar is die verlossing is vir elkeen wat glo. Klink baie soos Romeine 2 wat ons nou gelees het, om 'n spesifieke rede het ons hom gebruik as ons vryspraak. Kom ons bid so terwyl ons met die woord by ons sit. Here, ons wil nooit na die Bybel toe kom sonder ons aandag, sonder ons inspanning, sonder erns, sonder gehoorsame harte. Here, ons wil u woord lees met die verwagting dat u Gees hierdie woord lewend maak in ons hart en in ons gedagtes. Ons wil die woord lees met die verwagting dat die Here Jesus Christus deur sy Gees vir ons inspireer en vernuwe van binne af. Here, ons wil die woord lees om te verstaan en omdat ons verstaan dit in ons hart in te vat en dan na ons hande, na ons voete, na ons gedagtes toe. Seën vir ons as ons nou uit die woord lees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hou van hierdie prentjie vir ons vir die lydingstyd. Jy kan my enetjie teruggaan, Johan. Dit is so mooi silhouet van Christus wat die kruis dra. En vandag, die tema van vandag, en dalk is dit ook sommer 'n langer tema wat ons mee gaan loop in die lydingstyd, is waarom dan nou juis Jesus? Waarom dan nou juis Jesus? Hoekom sal ek nou dit vra as 'n volgeling van Jesus en as 'n dominee wat van Jesus vir mense leer? Dankie, Johan. Omdat Jesus in vandag se wêreld so 'n bietjie in die skare verdwyn het. Jesus is soort van 'n taboe onderwerp wanneer jy saam met ander mense kuier. Jy praat nie oor Jesus in die ry, in die Spar of in die Checkers of in die OK of die Woolworths nie. As jy vreemde mense ontmoet, is Jesus nie die eerste of die tweede ding waaroor jy praat nie. Dalk is dit iets wat jy eers baie later oor praat. Jesus is nie in die mode nie. Selfs wanneer dit Kersfees is, maak hulle dit Xmas om net vir Christ uit die gesprek uit te hou. En ek geniet altyd die konflik of die ironie van Kersfees. Dit is so 'n goeie tyd vir sakebedrywighede en vir goedersverkoop dat die besigheidsmense net nie kan wegkom van dit af. En saam met ons moet fees vier. Maar as ons net nie oor Christus te veel praat nie, dan is dit goed. En dalk is dit iets wat jy ook beleef in jou algemene handel en wandel. As jy ergens in 'n gesprek sit en vir iemand sê, "Joe, vanoggend het ek uit die Bybel uit gelees en toe het Jesus my gehelp om te verstaan dit en dit," dan is daar so half 'n stilte. Waar gaan ons nou heen? En dis asof mense daar vir my en soort van Jesus in my hart het. Solank Jesus in my hart is. Nou, die Romeine boek, die Romeine brief, wil ek hê, jy moet vanoggend verstaan, is geskryf aan mense wat in so 'n wêreld gebly het. Ek het op die volgende skyfie sommer net so 'n kunstenaarsvoorstelling van die stad Rome. Wie van julle was al in Rome in die moderne tyd? Wie die geleentheid gehad om in Rome rond te stap? Daar's sy. Lekker, dankie julle. Wat 'n indrukwekkende, ongelooflike belewenis as jy daar stap en jy dink, eeue terug was hier 'n moderne stad. Paulo vertel my altyd hoe die watergeleidings brûe wat hulle so gebou het, wat noem hulle daai goede? Sê weer? Aquadukte. Vir honderde kilometers perfek uitgewerk is, soos met ingenieurswerk, dat die water vloei en dat die aarde, en daar was iets soos 10 of 15 aquadukte wat Rome voorsien het van water. Met hierdie pragtige geboue, 'n hedonistiese stad, 'n wêreldstad, waarin geld, status, persoonlike aansien en alles getel het. En wanneer Paulus hierdie brief skryf
aan die Romeine, skryf hy dit aan mense wat hy nog nie ontmoet het nie. Hy skryf dit so tussen 55 en 57 voor Christus, of na Christus. Hy's gevange geneem die eerste keer in Jerusalem, Handelinge 20 rond, waar hulle hom wou met die karwats afslag, en omdat hy Romeinse burger was, het hy vrygekom. Waarskynlik uit Korinthe uit, in sy 3de sendingreis aan Korinthe, het hy vir die Romeine hierdie brief geskryf. Later in sy lewe, so Romeine kom so 'n bietjie van later in Paulus se bediening af, en hy is gepak, Romeine. Teoloë sê Romeine is die Everest van die Nuwe Testament, met dit alles wat Paulus daarin probeer sê het. En hy skryf vir die Romeine, want hy is nog op pad Spanje toe, hy wil nog in Spanje die evangelie gaan bring, nee? Later aan die einde van sy brief sê hy wil nog graag Spanje toe gaan, en hy vra dat die Romeinse gemeente hom sal ontvang, en vir hom iets sal gee om weg te stuur, sodat hy in Spanje die evangelie kan bring. Ongelooflike ryk boek. Paulus is op pad na Spanje toe. Nie lank hierna nie, ongeveer 60, 61, 62, is hy finaal gevange geneem deur die Romeinse regering, en in Rome in die gemeente in gevange gehou, in 'n woonstel met 'n wag voor die deur. En die gemeente van Rome het hom besoek in die tronk, in die gevangenskap, en hy het gesterf in Rome. Die Romeine het hom in Rome tereggestel. In hierdie teks wat ons vandag lees, skryf hy vir die Romeine, onthou nou dis vir Joodse Christene in Rome. Eerste Christene was Joodse Christene. Mense wat die storie van Jesus geleef het. Joodse mense leef hulle godsdiens, daagliks, weekliks, van Vrydag aand donker tot Saterdag aand donker, se weekliks, dis 'n kultuurlewe. Joodse mense wat hulle geloof geleef het, het Jesus aanvaar as die Messias waarvan die Ou Testament praat. En Grieks-Romeinse mense het die evangelie van Jesus gehoor en in Jesus geglo. Weens die feit, die Engelse woord is compelling, omdat die verbeelding aangegryp word en die lewe aangegryp word wanneer jy die evangelie hoor in Christus. En wat Paulus in hierdie teks doen, is hy kom plaas 'n verband tussen die twee eras van Ou en Nuwe Testament, om die vraag te antwoord, waarom juis dan nou Jesus? Hoekom is Jesus dan nou wie die Bybel sê hy is? En hoekom is hy dan belangrik? As jy kyk al by vers 8, begin Paulus met Moses het geskryf, naamlik van die vryspraak, grond van die wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe, maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal die hemel toe opklim nie, dit is om Christus af te bring, of wie sal die onderaardse diepte toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood terug te bring. Met ander woorde, hy begin die teks om te sê, daar's die tyd van die wet, wat jy die wet vervul het, en daar's die tyd van geloof, waarin jy in Jesus glo en die vryspraak ontvang. En hierdie tyd van geloof is nie vir ons om op en af of iets te gaan haal by die hemel nie, Christus het dit vir ons gebring. En dan begin ons by die teks wat ons vandag lees, waar hy verduidelik. Nee sê hy, jy kan my enetjie aangaan, Johan, dankie. So nou moet ons kop hou, want wat Paulus nou doen is, hy haal 3 Ou Testament tekste aan, en hy skryf 'n Nuwe Testament preek daaroor, in die lig van Christus. So die eerste teks wat hy aanhaal, is Deuteronomium 30, vers 14. Ek gaan nou nie daaruit lees nie, maar as jy nou by die huis is, gaan loer by Deuteronomium 29 en 30. Dit staan bekend as God se verbond by Moab. God se verbond by Horeb was so hy die tafels van die wet gegee het, nee? God se verbond by Moab is Moses se laaste preek wat hy vir die Israeliete gee, voor hulle in die land ingaan. Moses het ook in Moab gesterf.
Hy het mos nie ingegaan in die beloofde land. En 29 en 30 is 'n boodskap wat hy vir die volk gee om te sê, bly getrou aan dit wat God vir julle gesê het. Leef getrou, bly leef as mense van God. En dis amper 'n direkte aanhaling wat hy gebruik. Daar in vers 8. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word. Jesaja 28, die geel teks is die aanhaling in die Ou Testament. Jesaja 28 vers 16. So kyk mooi wat Paulus doen wanneer hy 'n preek maak of 'n gesprek maak oor 'n Ou Testament teks. Hy sê dit is wat God vir die mense van Israel gesê het. Dit is van toepassing op Jesus. Naby jou is die woord, in jou mond en jou hart. Hierdie woord is die boodskap van die geloof. Wie is die boodskap van die geloof? Johannes 1 vers 1 en 2. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Jesus Christus is die Logos. So Paulus sê vir hierdie Joodse Christene, dit wat julle in julle hart en julle niere glo, dit wie julle is, waar julle vandaan kom, het nie skielik opgehou en ons het niks daarmee te doen nie. Dit is wie Jesus is. Hy is die onderwerp van hierdie woorde van Moses by die tweede verbond. Die verbond by Moab. Dit is die woorde van Moses. Herinnering, herbevestiging, dat ons dit wat ons beloof het aan God moet uitleef. Vroeër in Deuteronomium skryf hy oor die wet wat op ons harte geskryf is. Deuteronomium 30 vers 6. En Deuteronomium 31 gaan dit oor die uitleef van die wet. En dis die boodskap van daai gedeelte van Deuteronomium wat hy inpraat. Onthou as jy in daardie tyd met Jode praat en jy praat in 'n teks in, ken hulle die teks uit hulle kop uit. So dis nie soos ons wat dink, ek het dit nog nooit gehoor nie. Hulle weet presies waar hy hom neersit. Hy verstaan presies wat dit is. Dit gaan hier oor die volk wat op pad is in die beloofde land en Moses herinner hulle, ouens, hy gaan nie by julle wees nie, maar julle moet God se woord volg, dit wat hy vir julle gegee het. En nou kom pas hy dit toe vir ons in die nuwe verbond en sê, die nabyheid en die toeganklikheid van God is die woord. En sedert Christus se koms, is dit 'n woord van geloof. Nie 'n wetswoord nie. 'n woord van geloof, getrouheid in die geloof. En die geloofsinhoud van die geloof. En dan het hy 'n voorwaarde, as jy terugkyk by vers 9, is daar 'n voorwaarde, is die voorwaarde, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. As sal jy. Wat is die as? Met my hart glo, en met my mond bely. En hierdie stukkie teks funksioneer amper soos die Shema vir 'n Jood gefunksioneer het. Die Shema wat gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Dis so 'n tipe belydenis wat hy vir die Romeinse gemeente gee. Die wat die Here aanroep, die wat hom as Here aanroep, behoort aan Jesus. En natuurlik in hierdie tyd, die woord Here is 'n woord wat gewoon beteken baas of meester of die eienaar van die besigheid, iemand waarna ek luister. Here beteken nie net iemand wat ek bewonder nie. Nee, iemand het eendag gesê, we are not fans of Jesus Christ, we are followers of Jesus Christ. Daar's 'n verskil. Nee, as jy 'n sekere musiekkunstenaar navolg, wil jy graag by sy konserte wees,
en die wonderlike goed beleef wat in sy konserte gebeur. Verlede naweek, vorige naweek se Steve Wolfmeyer, dit was wonderlik. Maar Tannie Francis lees nie elke dag Steve se blok en doen alles wat hy sê nie. Gelukkig nie Tannie Francis. Nee. Want dit is as jy 'n fan is, jy bewonder. Nou natuurlik is daar verwondering. Ons het nou 'n lied gesing oor Jesus as die Here. Natuurlik is daar verwondering. Ons sê, asemrowend. Maar as ons sê Jesus is die Here, sê Paulus, is dit iemand wat ons volg. Dis God se woord wat in ons hart, op ons hart geskryf is. Dit dui onderdanigheid aan, assosiasie en toewyding. Nee, as ek hier by die koöperasie 10:00 die oggend sit en gou 'n bar lunch vat en my baas kom verbygestap en hy sê, "Hoor jy, hoe lyk dinge?" Sê, "Nee meneer, lekker om jou te sien, ek het 'n goue bar lunch. Ek is nou weer besig." Moeilikheid, nee? Maar moes jy nie nou hierdie kliënt gesê, "Nee, maar ek vat 'n goue bar lunch, meneer, moenie worry nie. Dis oukei. Jy gaan nie baie lank by daai plek werk nie." Want daarso is verantwoordelikheid. En wat Paulus sê is te midde van al die Here figure, klein letter, Here figure, wat in Rome opgestapel was, beelde en vrugbaarheidsgode en Griekse mitologie, en hier is Jesus anders. Hy is die enigste Here. En dan sê hy, die goed loop saam met mekaar, hierdie belydenis, nie? Hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat hy hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Mond bely is die belydenis, hart glo is die aanhoudende lewe. Met ander woorde, belydenis, aanhoudende lewe. As ek my lewe aan Jesus toewy, omdat hy die dood opgewek is dit waarom ek en jy regverdig verklaar is. Die volgende stukkie teks, dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Nou dis 'n boodskap vir my en vir jou. Ons van die Afrikaner stam in Suid-Afrika, wat nie Jode is, wat nie gebore is in Israel, of 'n pa of 'n ma wat 'n Jood is nie. Hier's een of twee van ons wat uit die Joodse tradisie uitkom, uit 'n Joodse familie uitkom. Dit is baie spesiaal. As iemand wat uit die Joodse tradisie uitkom, sy lewe vir die Here Jesus gee. Want hy verstaan iets van hierdie teks beter as enige een anders van ons. Daar's nie 'n diskontinuïteit tussen Ou en Nuwe Testament nie. Dis een storie. En dit is vir almal. En hy het nodig om dit vir die Jode te sê, nie? Die Jode wou eksklusief wees. En oral in die wêreld as die Jode bymekaar gekom het, is hulle vervolg en hulle het saamgebly in woonbuurte en hulle tradisies behou. En God het gesê, die oomblik as jy Jesus leer ken, gaan jou huis oop en jou hart oop. Gaan vir mense wat anders is as jy. God se aanvanklike aanvaarding, deurdat ek met my mond bely, God se uiteindelike vryskelding, deurdat ek met my hart glo. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie, die Jesaja teks. En dan haal hy in vers 13, daai laaste stukkie kom uit Joël uit, Ou Testament, klein profeet. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. In Joël praat Joël met Israel oor God, né? Die Messias is nog implisiet in Joël se boodskap. Hy praat oor God. Wat sê Paulus? Joël praat van Christus. Want Christus het vir God na ons toe gebring, in ons hart ingebring. By ons. So wat hy doen in hierdie teks is hy heg vir die Romeinse gemeente en die een in Clarence, Ou en Nuwe Testament mekaar vas. Jesus is nie 'n vreemde verskynsel. Jesus is deel van God se storie.
met die wêreld. Ergens in die begin het God geskep en God was 'n verhouding. Ons sal 'n mens maak. En hy het die mens gemaak in verhouding. En die mens in familie gemaak. En toe hy vir hom 'n volk kies en gesê, kom ons kry vir ons mense in verhouding. En toe Jesus kom, toe word hy gebore in 'n familie. En toe hy sy bediening begin, toe maak hy 'n familie, 'n geloofsfamilie van disippels. En toe hy sterf en opstaan uit die dood, kom die Heilige Gees en plant hierdie geloofsfamilie voort dat dit die hele wêreld vol versprei en die hele westerse wêreld absoluut radikaal verander na wat ons vandag ken. Dis een storie. Die wet het vooruitgeroep na Jesus. En Paulus kom met hierdie preek uit die Ou Testament en hy kom sê, Jesus is die Here van die kosmos. Alle mense word opgeroep om God in Christus te herken en hom in Christus te ontmoet. Kom ek sê dit weer. Alle mense word opgeroep om God in Christus te herken en God deur Christus te ontmoet. Ek het my daai volgende prentjie opsit Johan, dis op 'n manier iets van dit. 'n in mekaar hegting van die storie van Jesus, die geskiedenis van Jesus, sodat alle mense opgeroep word om God in Christus te herken en God deur Christus te ontmoet. Fantastiese teks. Ek sê jy moet 'n bietjie fokus, want dit is dig, Paulus praat so. So wat nou vir ons? As ek dit nou moet afbreek na een of twee pakkies goed wat ek kan huis toe vat en sê, ja, dis wat die woord vandag vir ons gesê het. Was nog 'n skryfie wat ek op het, dankie Johan. Ek dink Paulus sê daarom Jesus. Jesus is in God se storie van die skepping af. Daar in Genesis as die gees van God sweef vir die waters, sê God, laat ons. Jesus is deel van God se storie van altyd af. Jesus was in die plan van altyd af. God se hand wat hy uitsteek na die wêreld is deur Jesus. God wat sy hand na my toe uitgesteek het, na jou toe uitgesteek het en gesê het, ek weet daar's min, Here. Ek weet nie hoekom jy hand na my toe uitsteek nie, maar ek sal hom vat. Is Jesus. God se beweging in Christus na die wêreld. Christus bring die verlossing tot by ons. Ek sê die woord het naby ons gekom. Dis nie meer twee tafels wat in die ark, in die allerheiligste van die tempel bewaar word en eenmal 'n jaar gaan die hoofpriester in die ark in en hy spandeer tyd saam met die, dis nie meer dit nie. Ark het oopgeskeur, die tafel, die gordyn het oopgeskeur van die allerheiligste. God het na ons toe gekom. As gevolg van die lydingstyd. As gevolg van sy lyding en sy kruisdood. En hy sê vir die gemeente in Rome, hy sê, hoorie julle is die draer van hierdie goeie nuus. En onthou die gemeente in Rome is dalk amper die gemeente wat die swaarste gekry het. Na Paulus se dood, na Rome afgebrand het in ongeveer 70 na Christus, was die Romeinse gemeente die mense wat die keiser se fakkels by sy funksies was. Hy het hulle aan pale vasgemaak, hulle met pik gesmeer en hulle aan die brand gesteek as hy 'n groot funksie hou. Lewendig aan die brand gesteek. As deel van die beligting by die funksie. Hulle is in die Circus Maximus vir die leeu's gegooi. Deur die gladiators doodgemaak. En hierso kom sê Paulus vir hulle, die hart van die evangelie. Ons identiteit is ons as mense van die woord met 'n hoofletter, Jesus wat in ons leef. Die kwaliteit van ons geloof in Jesus en ons verbondenheid aan die woord blyk uit ons uitleef daarvan. Met ander woorde,
Hoe staan dit met Jesus? Kom ek kyk, hoe leef ek? Ek dink ek het verlede Sondag die oom aangehaal wat iemand gesê het, hoorie, is jy 'n Christen? Is jy 'n volgeling van Jesus? Toe sê hy, vra my buurman. Dit moet jy vir my buurman vra, nie vir my nie. Dit is nie 'n rympie wat 'n mens opsê nie. Om 'n mens van die woord te wees, moet jy die naam van die Here aanroep, met jou mond bely dat hy die Here is, en glo, leef elke dag dat God hom as Messias bevestig het, deur hom uit die dood op te wek. So vir ons as 'n gemeente wat lydingstyd herdenk, daarom Jesus. Waarom Jesus? Waarom die hele ding oor sy kruisiging en sy dood en elke Sondag oor lydingstekste, lydingsliedere? Waarom Jesus? Hy is God se antwoord van die begin af tot vandag toe. En mag dit wees dat ek en jy in hierdie tyd iets van hierdie verwondering beleef. God se grootheid ervaar. In sy gebrokenheid, die gebrokenheid van die storie van Jesus. Sy lyding. Iets verstaan van dit is vir my, sodat die woord, die ewige woord, naby my kan kom. Kom ons bid. Liewe Here Jesus, ons staan verstom oor hoe die teks werk. Staan verstom oor hoe die skrywers van die Bybel, in hierdie geval Paulus se hantering van die Ou Testament, vir ons dit helder en duidelik maak, dat Jesus nie maar net soos Kersvader of die Paashaas is, wat iets moois is wat ons oor nadink in 'n sekere tyd van die jaar. Ietsie oulik is wat ons op 'n kaartjie vir iemand stuur. Here, U is die Seun van die lewende God. U is die Here oor ons lewe. U is die antwoord op al die vrae. Ook die vrae wat ons wêreld vra. Dieselfde vrae wat in Rome gevra is. En erger, Here, toe hierdie Christene aan pale vasgemaak word en hulle lofliedere aan Jesus op hulle lippe geneem het, omdat hulle geweet het die woord is hier in hulle hart en naby hulle. Help vir ons as 'n gemeente om in hierdie wêreld waarin ons leef. Elkeen van ons leef in 'n wêreld waar Jesus heeltemal verdring word deur ander goed. Help vir ons om so te leef, so te glo daagliks. Here, dat ons buurmense en ons sakekollegas en ons gesin sal sê, praat met so en so. Hy behoort aan Jesus. Dis ons gebed, Here, vir hierdie lydingstyd. En ons bid dit ook in die naam van ons Verlosser en Here, Jesus Christus. Amen.